Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Denise Fourie, sy is natuurlik van PSG Wealth Silver Lakes hier in Pretoria. Ons praat 'n bietjie vandag oor hoe om jou jaar slim af te sluit. Nee, om dan nie daai dom foute te maak. Goeiemôre Denise. Môre, is lekker om weer hier te kuier en ja, die jaar staan op sy einde, nê. So ja, vandag bietjie gedink om te gesels oor wat is die slim goed om te doen. Nou, maar mooi. Hoe sou jy hierdie afgelope jaar veral in die finansiële markte opsom? Ek bedoel daar was 'n paar uitdagings dalk vir beleggers en dis meer alhoewel ons plaaslike mark goed gedoen het. Ja, so ek dink hierdie jaar was gekenmerk deur 'n paar goed soos hoë inflasie, rentekoers onsekerheid en baie geopolitiese goed waar lande maar met mekaar beklei en dinge nie lekker gaan nie. Dit veroorsaak baie wisselvalligheid in die mark en ek dink dit is wat beleggers baie keer bang maak, is dat die goed so op en af gaan. Dit het druk op verbruikers gesit. Jy weet, onsekerheid veroorsaak maar dat mense nie wil commit tot iets nie. Ek dink die kernboodskap is dat jy moet diversifiseer. So jy moenie net in een ding wees nie en jy moet 'n langtermyn oogmerk hê. Jy kan nie net dink aan wat gaan môre of volgende week gebeur nie. Jy moet 10 jaar vorentoe dink. En dit is belangrik. So wanneer rente daal, wat beteken dit vir mense wat kontant hou? Okay, so aan die een kant beteken dit jou skuld is goedkoper. So jy kan meer spandeer. Maar aan die ander kant, as jy kontant in die bank het, verdien jy nou minder rente. So jy het 'n laer renteopbrengs. So in tye waarin ons nou is, soek baie mense plek vir kontant. Hulle wil die kontant uit die bank uitskuif. Ek het vinnig gaan kyk, in 2023 was die rentekoers op 'n hoogtepunt gewees, 11,75 gewees. Toe was dit baie lekker om in die bank te wees. Die bank het vir jou 8 tot 9% gewaarborgde koerse gegee. As jy 2 jaar aangaan, 2025, gaan jy nou iets soos 'n 6 tot 7% koers kry. Prakties het dit 'n implikasie as jy R1 miljoen in die bank 2 jaar terug gehad het, jy omtrent R85,000 per jaar rente verdien. Nou sal jy om en by 60 tot 65,000 verdien. So dis 'n 23% verlaging. So baie ouens soek ander plek vir kontant. So dis maar die implikasie wat dit het. Dink die kernboodskap hier is jou noodfonds, dit wat jy in 'n jaar nodig het, moet in kontant wees. Die res moet in die mark belê wees, want anders gaan jy hierdie goeie tye mis. En dis die belangrike ding, ja. Die 20ste dink ek wou die rentekoers verlaag 'n bietjie, nou was ek in so 25 basispunte verlaag. Yes. Is so dalende rentekoers gewoonlik 'n goeie ding vir beleggings of 'n slegte ding? Dis 'n goeie ding vir aandele. Vir aandele spesifiek. Vir aandele spesifiek. So jy moet dink aan 'n ekonomiese siklus. As rentekoerse daal, beteken dit lenings is goedkoper. So maatskappye se skuld raak goedkoper en hulle kan dan groter earnings vir die verbruiker gee. Soos jy belê in aandele, kry jy 'n beter opbrengs op die ou end van die dag, want maatskappye se skuld raak goedkoper. Ek het ook nou gesê mense se skuld raak goedkoper, so hulle spandeer meer, wat ook goed is vir maatskappye. Soos jy nou 'n bietjie ekstra geld het en jy gaan koop nou meer ensovoorts, dan is dit goed vir daai maatskappye waarin jy dan nou belê. So ja, dis verseker 'n goeie ding vir aandele. Ook 'n vinnige vergelyking wat ek gaan doen het, as jy 2 jaar terug jou geld in kontant gehou het, R1 miljoen, sou dit vandag omtrent 1,25 miljoen werd gewees het. As jy 2 jaar terug in die aandelemark ingegaan het, sou dit 1,65 gewees het. Dis 'n baie groot verskil. Boodskap, moenie die mark probeer time nie. Jy moet inwees wanneer die goeie tye gebeur en gewoonlik moet jy in die slegte tye ingaan. So dis daai ding wat Warren Buffett sê, wanneer almal weghardloop, moet jy nader toe hardloop. So dit vat bietjie daai waagmoed. Guts. Ja. En ook, hy's ook 'n interessante ding wat hy sê is, as dit buite reën, gaan jy met teelepels skep of gaan jy emmers uitsit? So dis nou 'n tyd om emmers uit te sit. Nie met teelepels te skep nie. Ja. Denise, hoekom moet 'n mens jou kontant beter aanwend en nie net wanneer die rentekoerse verlaag nie? Wel, ek het 'n praktiese voorbeeld wat ek het 'n kliënt, 'n Silver Lakes kliënt. Ek het 'n voorbeeld gaan trek hier. So op die rooi lyn is dit die kliënt se belegging oor sedert 2011. Het hierdie kliënt belê, deur goeie en slegte tye geld het belê gebly.
Die geel lyn is die aandele, Suid-Afrikaanse aandele, wat dit oor dieselfde termyn sou gedoen het. So daai groot oppe en affe is maar waar byvoegings en onttrekkings gedoen is, maar die kliënt het belê gebly. Belangrike ding, daai blou lyn, as die kliënt haar geld net in kontant gehou het, Ja. sou dit in Januarie 2020 opgewees het. Wat? Ja. So dis die verskil as jy gaan kyk om te sê, moet ek in kontant belê of moet ek in 'n gediversifiseerde portefeulje belê? So jou kontant sou uitgeput gewees het in Januarie 2020. 'n Gediversifiseerde portefeulje het oor daai hele termyn vir haar 10.6% opbrengs gegee. Die JSE sal vir jou 13.18, maar is glad nie ons aanbeveling om net in een Net. bateklas nie. Ek wou maar net die vergelyking toon Ja. om te sê, kyk hoe lyk dit as jy in SA aandele belê was. Daai wat ek sien op baie grafieke vir my uitstaan is 'n langtermynbelegging. Ja. Dis nie jy belê nie vir 'n jaar of 2 nie. Precies. Jy belê vir 10, 20 jaar op 'n slag. Hoekom is dit so belangrik om langtermynbeleggingsbenadering te hê? Wel, hierdie spesifieke kliënt op die volgende skyfie, sy het trek inkomste ook. So die totale bedrag wat hierdie kliënt vir ons gegee het was 1.9 miljoen rand. Sy het al 1.4 miljoen rand uit haar beleggings uitgetrek en die belegging se waarde is nog steeds 1.4 miljoen rand. Wow. So 'n langtermyn beteken dat jy oor verskeie siklusse belê moet bly. Hierdie kliënt is deur verskeie krisisse. 2011 tot 2012 die Europese skuldkrisis. 2013 die kommoditeitspryse wat so afgegaan het. Sy's deur COVID en belê gebly, rentekoerse en inflasie, moeilikheid belê gebly. So jy moet 'n langtermynsiening in 'n belegging hê. As hierdie kliënt skrikkerig geraak het en geld onttrek het in COVID, het sy 114% van haar opbrengs na die tyd uitgewis. So jy moet langtermyn, jy moet deur siklusse kan kyk, jy moet op jou hande sit. En om niks te doen, doen jy ook iets. En dis Wanneer dit baie sleg belangrik. raak en jy doen niks, is soms die goeie ding. Jy moet verseker weet dat jy in die regte bateklasse belê is en as jy daaroor seker is, dan moet jy niks doen nie. En dis die belangrike ding. Ja. Nou kyk, die laaste deel van die belastingjaar is ook nou hier aan die gang. Dit eindig 28 Februarie natuurlik. So watter beleggings kan jy nou benut om belastingvoordele te kry? So die twee bekendes wat almal maar van weet, eerste een jou belastingvrye spaarplan, doen jou R36.000 vir die jaar. Doen dit, wees slim volgende jaar en doen dit aan die begin van die belastingjaar. As jy nog nie dit benut het nie, voor 28 Februarie draai jou 36.000 by. En dan aftree anniteite kan jy ook voor 28 Februarie, daai alombekende reël wat almal weet, 27.5% van jou belasbare inkomste tot 'n maksimum van 350.000. As jy meer as dit bydra, rol dit oor na die volgende jaar toe, so jy verloor dit nie. En dis 'n ding wat jy moet benut as jy die belastingvoordeel op jou belasbare inkomste dit bietjie wil verlaag, minder belasting wil betaal, is dit verseker iets wat jy moet benut teen die einde van die belastingjaar. So praat met jou finansiële adviseur, dra by tot hierdie goed. En onthou albei van hierdie goed is daai beleggings waar jou groei vry is van belasting. So jy betaal nie belasting op rente, dividende of kapitaalewins nie. So dit moet jy ook benut. Kry jou belastingvrye groei in hierdie twee goed. Denise, baie dankie jy het raai kom maak. Dankie, Dit is julle lekker om ook na die grafieke te kyk en dit mens fisies voor jou oë te sien. Ja. En julle moet 'n geseënde Kersfees hê. Dankie, Ja, jy dankie ook. vir die jaar, ja. Nou ja, as jy enigstens meer wil weet oor PSG Wealth Silver Lakes of met Denise wil gesels, is dit baie maklik. Gaan jy eenvoudig net stuur 'n e-pos na denise.f@psg.co.za. denise.f@psg.co.za en dan kan jy met haar in kontak tree.